Hallo, dis Martha Poller. Ek wil met jou gesels oor my boek oor depressie. Ek hoop ek kan of jou so wys. Anderkant depressie is daar lig. Nou, ek moet vir jou sê, ek sê dokter nie, ek is nie 'n verpleegkundige nie, ek is nie 'n geleerde nie, wat medies aanbetref nie. Ek vertel vir jou in die boek wat met my gebeur het, maar dit is ook nie net 'n storie nie. Daar is wel stukkies in wat ek vertel. Daar is ook stukkies wat ek raad gee, wat my ondervinding was en wat vir my gehelp het. Depressie is 'n lelike ding, weet jy. Daar's 'n stigma aan. Jy mag sê jy het verkoue en dan gaan jy apteek toe en dan kry jy pille daarvoor, sorry. Jy mag sê jy het kanker, dan is die hele wêreld vir jou jammer. Jy mag sê jy het enigiets, moet net nie sê jy het depressie nie, want dan is jy direk uit die hel uit. Jy weet, ek was in verskeie kerke al, waar die persoon voor staan, wie ook al die woord bring, maak nie saak wat geloof nie, wat vir die mense sê, as jy depressie het, dan glo jy nie in die wat jy sê jy in glo nie. Ruk jou reg. Nou vra ek vir jou, nou hoor ek sal nou maar van myself praat, ek myself regruk. Nou probeer ek nou die hele dag lank om myself reg te ruk, hoe dit nou moet werk, weet ek nie. Nou gaan ek vanaand bed toe, en ek besef, ek het myself nie reg geruk nie. So dis nog 'n flop, dis nog 'n fout, nog 'n swak eienskap wat ek het. Ek kan myself nie regruk nie. Jy weet, ons kan maklik praat as ons nie ondervinding het daarvan nie. En ek dink juist daarom, dis nie 'n groot blywige boek nie. Dit is juist daarom wat dit dalk goed is, as jy iemand het wat aan depressie ly, kronies, dat jy die boekie sal lees. Want toe oor die tydperk waaroor ek skryf, kon ek nie lees nie. Daar was geen manier hoe ek kon lees nie. Dit het hulle ook gedoen. In plaas van om net by my te wees, sonder om te praat, sonder om op te druk, dan kom sê hulle, lees hierdie boek, dis 'n fantastiese boek. Jy is anderkant deur as jy hierdie boek gelees het. Nou ja, die depressie het ver aangekom, voordat ek regtig besef het, ek weet nie of ek ooit besef het nie. Ek het verskriklik gekerm en gekla, ek het skool gehou. En toe gebeur daar 'n ding, waaroor ek tot nou so dankbaar is. Ek word nie meer kwaad vir die kinders in die skool nie. Ek skel en skree nie. Ek doen niks. Maar wat ek nie besef nie, ek doen toe regtig niks. Ek sit op my stoel, dan stap hulle in. Dan sit ek vir die hele periode, dan stap hulle uit, dan het ek nog net gesit. So ek het regtig by hierdie doodsheid gekom. En toe een goeie dag, eintlik moet ons, waar ek was, buite toe gaan, en as hulle nou in die ry staan buite kan die klas, dan laat jy hulle instap en jy gaan laaste agter hulle in. En ek doen dit die dag, en toe ek wil instap, toe is daar een kind wat vir my kyk en so 'n snaakse glimlag het. En daar besef ek, maar kan nie in hierdie klas ingaan nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek is te bang, ek kan hier ingaan nie. Nou was iemand by die skool wat te doen gehad het met depressie in hulle familie, hy ook 'n onderwyseres. Ek het na haar toe gegaan, sy het my dokter toe gestuur, en ek was afgeboek vir 6 weke. Maar dit is maar 'n swart hond, jong, wat vir jou bly jaag. Maar ek wil nou nie die hele storie vertel nie, wat ek vir jou wil vertel. Kyk, as mens so depressie het, dan hou niemand ons van jou nie. En niemand is lief vir jou nie. En my grootste
grootste smeekgebed was gewees, laat ek tog net kan, dat ek net kan sien, hy is lief vir my. Ek wil net sien. En dit is toe nou die aand, Lukas 18, Jesus en sy disippels het daar Jericho se kant toe geloop. En hier is hierdie blinde man van Jericho. En hy gaan en hy vra vir die wat verbykom, wat gaan aan? Wat gaan aan? En hulle sê, bly stil man, dis Jesus wat verbykom. En hy skree, Jesus, asseblief, sien net vir my. Weet jy, en ek sit so, en daar is ek nou die blinde man. Ek huil, ek sê, Here, asseblief, sien net vir my, weet ook van my. Ek is dan so verskriklik alleenig, weet net van my. En hierso kom, jammer, ek moet nou kyk, want ek kan nou nie lekker onthou nie. Hierso kom in my gedagtes op Psalm 31. Ek dink, nee, ek gaan nie nou Psalm 31 lees nie. Ek is nou met die Here besig. Jong en hierdie mense jaag my weg, maar ek wil net hê, Jesus moet net terugkom en my sien en vir my help om ook te sien. Hy die blinde man help sien. En ek kry weer gaan lees die Psalm en op die ouend gaan ek, want ek het nie besef, dis die Here wat my daarna toe stuur nie. Hierdie Psalm sê, wees net stil, wees net rustig. En hy sê, soos wat 'n ou klein kindjie in sy moeder se arms is, so stil en so rustig, so moet jy wees. Alles is reg. Alles is reg. Ek het jou gesien. Ek sal jou help. Ag mense, weet jy, 'n mens kan nie eintlik, jy kan nie sonder die Here nie. Jy kan nie. Ja, daar is nie 'n manier nie. Al voel 'n mens, hy hou nie van jou nie, hy het jou nie lief nie. Man, jy het jouself nie eens lief nie. Nou praat ek so baie en ek sê eintlik niks nie. Ek het agter in die boek 'n plek waar jy kan notas maak, wat ek ook gedoen het. En dit was nie my eie slimheid nie. As iemand vir my 'n blommetjie gebring het, of 'n boodskap gestuur het of iets, het ek dit neergeskryf. En later was dit vir my 'n besef of 'n herinnering aan regtig wie het omgegee en wie het nie omgegee nie. Maar daai tyd maak dit nie saak wie het nie omgegee nie. So, as jy belangstel, asseblief maak moeite, moenie nou dit hoor en laat vergeet nie. Ek sit in die eerste opmerking, sit ek waar jy die boek kan kry. In Namibië kan jy ongelukkig net van Suid-Afrika af die e-boeke kry. Ons sukkel baie om boeke oor die grens te kry. Baie. Jy kan selfs van Amazon kan jy probeer, maar na my wete stuur hulle ook nie hiernatoe nie. Of as jy mos nou natuurlik, as jy 'n geleentheid het. Ek het dit ook al gedoen, maar dit is so skaars. Sê nou maar jy's in Bloemfontein en die drukker is in Margate en jy reël en hulle stuur dit Bloemfontein toe, dat die mense wat daar is dit vir jou saambring. 100%. Julian Marlerbe doen sulke goed. So, ander kant depressie is daar lig. Dit is werklik lig, hoor. Die Here is goed vir ons.